Ahoy maat, my naam is Keppie. Ons het sopas nuus ontvang uit die Babyloniese Ryk. Koning Nebukadneser wil al sy wyse manne om die lewe bring. Ek wonder wat dit veroorsaak het. Howdy maats. My naam is Betty. Die koning is maar kort van dra, maar kom ons gaan na die veldverslaggewer. Hopelik kan ons meer inligting kry. Dankie, Cappie en Betty. Goeiedag, maats. My naam is Scotty. Het is nou die 2de jaar van die regering van koning Nebukadneser. Het is definitief nie vir die wyse manne van Babylon 'n goeie dag nie. Sover ek kon vasstel, het die koning 'n droom gehad en hy kan nie die droom onthou nie. Die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klipros losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het.